Happy birthday to you. Terwyl almal so lank so stadig inkom met ons happy birthday maatjie, so ons gaan so lank happy birthday sit reg met julle. Wie is die birthday maatjie? Pick me, steek op jou hand as jy sien. Daar is hy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Delaney. Happy birthday to you. Melanie? Happy birthday to you. To Jesus be true. May God's richest blessings alight upon you. Amen, nou ek het vir julle 'n groot surprise. Hulle het gesê, na kerk gaan ons cupcakes eet hier langs aan. Ja, is net 'n grappie. Ja, wat 'n voorreg om op hierdie dag by mekaar te wees. 'n Dag waar ons erkenning gee aan die mammas. So ek wil vandag vir elke mamma sê, 'n geseënde Moedersdag. Ons bid vandag en ons kan die Here net dank vir die voorreg om vandag saam met elke mamma te kan spandeer en te kan geniet. Ek dink dit is die een rol wat nooit rarig die erkenning kry wat hulle moet kry nie. Ek het eendag toe praat ek met iemand en ons gesels oor die rol van 'n pa en 'n ma en ek sê, is dit nie snaaks nie? Van kleins af het 'n ma net 'n edge. Jy weet, as die kind aanhou skree, dan tel sy hom op en is net mute. As iets verkeerd gaan, jy dink jy het al die planne totdat mamma se hande op hom is. Nou ek wil vanoggend vir jou sê dat dit was waarom Vader elke deel so perfek uitgesit het. Hy het ons geseën sodat ons vandag hier kan wees om moederliefde te verstaan en dan die belangrikste deel te waardeer. Want kom ons wees vandag eerlik, ons waardeer nie ons mammas genoeg nie. En vanoggend wil ons die tyd uitsit om net vanoggend eers erkenning te gee vir die mammas. Want weet jy wat? Soos Vadersdag, soos die geboorte van Jesus, wat elke dag moet plaasvind, is dit nie veronderstel om elke dag Moedersdag in jou huis te wees nie. Is jy nie veronderstel om elke dag die vrou van die huis op jou hande te dra nie? Want manne, ek wil vandag vir jou sê, dis die opdrag wat God jou gegee het. Hy het jou vertrou met die perfekte vrou, weet jy hoekom?
om haar op jou hande te dra en haar te wys, dat sy die belangrikste persoon is. Want hoekom? Want Vader het haar vir jou gegee. Moenie maar net vanselfsprekend aanneem, sy moet daar wees nie. Want jy sien, die dag as sy nie daar is nie, gaan dit te laat wees. So ek wil vanoggend, wil ek werklik net 'n beroep maak op al die manne, en ek wil graag die manne vra om saam met my te staan, voordat ons met enigiets begin, wil ons eerstens, as manne ons hande uitsteek oor die vroue, en net eers begin om die seën van ons Here Jesus Christus oor ons vroue uit te spreek. Amen, so die manne staan asseblief saam met my. Kom ons steek ons hande net so uit. Maak nie saak of dit jou vrou of net 'n vrou is nie, maar die vroue moet toegemaak word. Aba Vader, ons staan vandag in U huis, Here, en ons wil eerstens vir U al die eer gee. Vader, want daar is niemand soos U nie. Vader, ek sê dankie vir die voorreg om vandag net die tyd uit te sit om ons mammas te seën. Vader, ek bid dat U seën op elke mamma sal rus, elke vrou, Here. Vader, ek bid vandag, Here, as dit 'n vrou se hart is om 'n mamma te word, Here, maak nie saak wat 'n dokter sê nie. Kom ons vandag en ons bid, Here, dat U hand oor daardie vrou sal wees, Here. Vader, dat dit wat moet genees word, genees sal word. Dat dit wat in plek moet kom, in plek sal kom. Here, maar dat ons vandag, Here, in U seën kan staan, Here, dat ons vandag die voorreg gebruik om hierdie mammas, Here, Vader, net toe te maak en te bederf met U Heilige Gees. Vader, is ons gebed, Here. Ek bid, Here, as daar areas is wat ons dalk in geval het, bid ek, dat U ons as manne sal optel en op die plek sal bring dat ons dit sal regmaak. Ek bid vandag, Here, dat U die voorloper sal wees. Ek bid vandag, Here, dat U seën op elke man en vrou se finansies sal wees. In hierdie tye wat dinge so onseker is, Here, bid ek, Here, dat ons die deurbrake sal ervaar. Vader, dat ons nie die verskoning soek en dat ek het nie geld vir diesel of ek het nie geld vir dit nie. Here, ek bid seën oor elke man en vrou. Ek bid dat ons rentmeester sal wees. Ek bid dat ons sal weet wanneer om ja en wanneer om nee te sê. Vader, my gebed vanoggend is, Here, dat U die voorloper sal wees van hierdie diens. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan julle nooi, ons gaan ons tiende en offerande na die skatkis bring, en ons gaan die Here lekker loof en prys, en dan gaan ons oorgee, en net so bietjie rustig raak in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Wie regeer? Wie is beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom? Wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Here aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy kom bestaan.
donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Maar dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Here aanhoor, halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op God, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Nou ek gaan vra dat julle net vinnig eers julle sitplekke neem. Dan gaan ek die Manelraad vra om net asseblief vorentoe te kom. En terwyl julle nader kom, wil ek ook net die manne vra wat my gaan help om ook sommer hier by my te kom staan asseblief. Môre broers en susters, wat 'n wonderlike, heerlike oggend het ons nie vanoggend nie. Die Here het gesorg dat daar nie koue is vanmôre nie. Dit is heerlik hier in hierdie huis. Ek wil vanmôre vir julle sê, hoekom is dit lekker vanmôre? Want ons het mammas. As ons nie 'n mamma gehad het nie, dan daar nie 'n lekker pot kos daar by die huis vir ons gewag nie, né? So ons almal wag vir dag vir daardie heerlike ete wat jy vir haar gaan gee of wat sy al reeds vir jou voorberei het. Ek moes voorberei. Ek het in die nag gewerk. So, dames, ek gaan nou 'n bietjie so staan. Ons het 'n dame hier wat baie na aan my hart lê. 'n Vrou waarby ek baie leer. 'n Vrou wat my partykeer laat hardloop, maar 'n vrou vir wie ek liefhet. En ek het net ietsie wat ek graag vir julle wil en ook ek dink ons moet ons Manel dames hier saam sê, dankie dat julle hande uitrek na hierdie dame toe hier ook. To the hands that held us close, to the heart that loves the most, for every prayer, each sacrifice, your gentle strength has shaped our lives. A mother's love is soft yet strong, a place where weary hearts belong. Today we pause to simply say, we love and honor you this Mother's Day. Dan het ek 'n Bybelvers hier uit Spreuke 31 en ek gaan net een stukkie lees. Her children arise and called her blessed. Amen. Mezaan, as moeder van ons gemeente, wil ons vir jou baie dankie sê vir wat jy vir ons doen en weet dat jy baie na in ons harte lê, hoor jy, en ons is baie lief vir jou. Jaaitjie, asseblief. Ek moet seker ook maar 'n woordjie sê. Ek het nou nie iets vreeslik voorberei nie, maar ek dink dit is kort en kragtig. Ons is baie lief vir jou en ons heg regtig waarde aan jou en wat jy vir ons beteken. Dis ietsie wat ons wil net met jou wil deel en
Moenie dat Paul in hierdie bak inkom nie, né? Hou sy hande tuis vandag, hoor. Ja, baie, baie dankie. En nou wil ons vra dat die verjaarsdagmeisie vorentoe moet kom. Kan ons net voor die verjaarsdag by tralalee, tralala, van die sangspan aan jou. Amen. Sy vra, gaan ek regtig spur toe? Ek sê, nee, ek het maar net gesê, in my hart gehoop, iemand stiek my. Sy sê, ek gaan nou regtig spur toe. Delaney, jy is niet hier by ons. En ons wil vandag, as 'n suster, teenoor 'n suster in hierdie gemeente, vir jou hier baie welkom sê, in die jaar wat voorlê. En ons hoop dat daai hande gaan vind wat hulle moet doen, en hierso om vir ons te kan help, en haar hande omhoog vir ons te kan hou in hierdie jaar wat voorlê, sodat ons as 'n eenheid, hierdie spannetjie is 'n eenheid, en ons wil jou saam in daardie spannetjie sit as 'n eenheid, en daarom wil ons vandag vir jou ook dankie sê, dat jy met daardie kosbare man van jou hier by ons teenwoordig is, hoor, die Here seën vir jou. Amen, nou terwyl die helft nie, julle vrouens kan sommer net so staan, dan wil ek graag vir al die vroue vra, om asseblief hier voor die tafel te kom staan. Al die vroue. Ja. Julle kan sommer hier voor staan en vir my kyk. Ek weet nie waar hulle almal vandaan kom nie, maar nou is ewe skielik baie vroue. Ek kry 'n gevoel ons manne is duidelik in die minderheid. Vroue, kom asseblief, kom staan hier so. Ek wil vandag begin om vir julle die volgende te lees. Hierdie was vir my so mooi geweest toe ek dit raak lees. Dit sê Moedersdag gaan nie net oor blomme en geskenke nie. Dit gaan oor invloed. Jy sien, julle sal nooit besef die invloed julle as vroue het nie. 'n Vrou het nou maar net 'n kant wat 'n man nie het nie. Julle ervaar goed wat ons nie sien of hoor nie. Julle sien goed, omdat julle nie oppervlakkig kyk nie. En dit is waarom ek met my hele hart glo dat die Here die vrou so spesiaal geskep het. Want ons lees baie keer en ek hoor baie ouens sê, jy weet, sy is die helper. Maar ek wil vir jou sê, ek het al gesien dat ouens is nie baie vaardig sonder 'n helper nie. En ek kan vir myself praat dat in die tyd wat Mizaan in China was daar net iets wat die hele tyd gekort het. Jy kan dink jy kan alles doen, want ek maak lekkerder kos as sy. Wat die waarheid is. Maar die res kan ek nie doen nie. Dit gaan partykeer net oor teenwoordigheid. En ek wil vanoggend die tyd gebruik om vir julle te sê, julle is so spesiaal. Miskien hoor julle dit nie genoeg nie. Miskien ervaar julle dit nie genoeg nie. Daar is min dinge so kragtig soos 'n ma se geloof. Nie net wat sy sê nie, maar wat sy leef. En ek kan vandag vir julle sê, ek het 'n ma wat 84 is, en deur al my nikke en grille as 'n youngster,
het sy nooit ophou bid nie. En toe bederf die Here my nog net meer, en hy gee my 'n vrou, wat ook Godvreesend is. Want jy sien, vandag staan ek hier, omdat ek 'n vrou en 'n ma gehad het, wat vir my gebid het. So ek wil vandag elke vrou honor. Ek wil vandag vir julle sê, julle is so spesiaal, en moet nooit dat enigiemand vir julle iets anders te sê nie. Moet nooit toelaat dat iemand jou onderdruk, of jou laat voel, dat jy nie goed genoeg is nie, want jy is geskape na die beeld van ons Vader. Jy sien, hy sê in 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26 sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Nou vandag kan ek net vir die Here al die eer gee. En ek kan vandag vir julle sê dat elke vrou wat hier voor staan, weet dat God ons Vader julle onvoorwaardelik lief het. Daar is nie perke in sy liefde nie. Maar ons moet vandag net toelaat om te sê, Here, hier is ek. Vader, ek stel myself oop dat wat ook al my ergens laat voel het dat ek nie goed genoeg is nie, dat U dit herstel. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, Here, die voorreg om net hier te staan, saam met hierdie vroue. Vader, ons eer U, ons loof U, ons prys U vir die voorreg. Ek bid nou dat U seën oor hierdie tafel sal rus, dat soos ons hierdie vroue bedien, Here, dat hulle die salwing sal ervaar, Here, dat hulle die vulling van die Gees van God sal ervaar in hulle lewens. Here, dat dit wat nie in plek was nie, dat U dit vanoggend sal herstel. Ons gee nou oor aan U, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan soos julle so staan, gaan ek net die manne vra om julle te bedien. Pieter, as jy hierdie kant. Gee my waagmoed soos Ragab se hand. Dwayne, sal jy aan die kant vir my bedien? Sorry, jammer. En dan, dis hy. Baie dankie, Wouter. Om sterk te bly staan. Wanneer moeilike paaie voor my oopgaan. Voor my Here, breek my Here, maak my meer soos U elke dag. Lei my Here, dra my Here, tot ek leef net deur die krag. Maak my 'n vrou. As sy. My waiter skills is nie so goed nie. So as jy dit net so sal aangee, sorry. Skus. Oeps, sorry Patricia. Baie dankie. Is daar iemand wat kort? As hy. Julle almal reg. Kom ek kom net daar in die agterste ry, skus. Sy. Ja. Sy, sorry. Het almal ontvang? Das sy.
liefde en waarheid langs hulle bly staan. Gee my eerste Julle kan skoonheid wat deel hê. binne Dankie Jesus. Dankie Here. nie net in die wêreld se tydelike taal. Laat spreuke se vrou my naam Jy sal met die manne gou bedien. met wysheid en Ja. eer wat duur. Dan die mammas moet net bly staan. Julle moenie hastig raak nie. Ons gaan net gou die res van die gemeente bedien met die nagmaal. Tot ek leef net deur die krag. Maak my 'n vrou na u hart. As hy al die vroue is nog hier voor. Liefde wat dien en genade wat leer. Met hande wat bou en oor. Dan wil ons graag net van Leefstyl Gemeente vir die mammas wat hier so is 'n geskenkie gee. En ook die kinderkerk wil vir die mammas 'n geskenkie gee. So staan vir ons net 'n minuut en dan gaan ons verder om vir die pappas ook nagmaal te bedien en die familie wat in die banke is. Bly glo en nooit ophou gaan. Here, ek gee alles wat ek is. Vandag maak my 'n vrou na u hart. Laat my leer uit Eva se foute, Heer, dat ek elke dag nader aan u sal keer. Laat my spreek soos Maria van hoop en lig, dat ander deur my liefde sien op hul gesig. En soos Maria, moeder vol trou, leer my om alles aan u toe te vertrou. My lewe, my drome, my liefde, my tyd, want u is my alles vir ewig en altyd. Maak my 'n vrou na u hart, o Heer, met liefde wat gee en 'n geloof wat regeer. Met olie vir lampe en wysheid om te sien. Met alles wat ek het, om net vir u te dien. Maak my 'n vrou wat tot die einde bly staan, wat deur elke seisoen na u sal vasgaan. Here, ek gee alles wat ek is vandag. Maak my 'n vrou na u hart. Amen. Amen. Het al die mammas al ontvang? Heer, gee my geloof soos Sarah se hart. Het al my mammas so sakkie gekry? Is daar een wat ek oorgeskiet het hierso? Daar sy. Gee my trane van hoop soos Hanna se lied, dat ek kan bly bid wanneer niemand dit sien. Gee my waagmoed soos Ragab se hand, om op te staan vir geregtigheid in die land. Dan die mammas wat nou nog nie 'n blou sakkie gekry het nie. Steek jou hand op. Die wat gekry het, kan maar vir ons gou gaan sit. En dankie, dan gaan ons oorgaan om vir die pappas ook nagmaal te bedien. So die wat nie gekry het nie, steek jou hand net vir ons op vir die kinderkerk. Dos. Maak my meer soos elke dag. Lei my Heer, dra my
Met liefde wat dien en genade wat leer. Met hande wat bou en oë wat sien. 'n lewe wat skyn waar donkerte steen. Maak my 'n vrou wat die stem verstaan, wat bly glo en bid en nooit ophou gaan. Here, ek gee alles wat ek Ek wil hom net vir julle noem, as dit nou manne was alles so mooi in orde, ons het in 'n lyn ge... help my soos Naomi om nooit op te gee. En soos Rut getrou deur die jare te leef. Laat ek mense wat ek lief het nooit laat gaan. Maar in liefde en waarheid langs hulle bly staan. Okay, namens Grace Kids, vanoggend vir Tannie Mizon sê, ons waardeer jou as ons mamma. So ons het vir haar 'n survival kit gekry, want met ons kinders moet sy 'n survival kit hê. En ek sal baie mooi na hom kyk. Baie dankie. Nou gaan ek julle nooi om saam met ons te staan en ons gaan saam die Here loof en prys. Sorry. Misale staan nog oudste mamma en die jongste mamma. Okay. Was ek daar staan? Oeps. Ag, Ja, ek ekskuus sal- julle. ek sal hom hou. Hou vas om pastor. Ons gaan nou oor na die volgende gedeelte. Dankie. Na die volgende gedeelte. Kom ons sit gou vinnig. Geef my 2 minute. Is julle reg vir 2 minute? Dan kan ons praise and worship. Is julle lus vir praise and worship leefstyl? Amen. Oh yes, want met die liedjie waarmee ons begin het. Ek like it. Gaan ons nou lekker saam sing. Okay, ek wil gou ietsie anders te doen vandag. Ek soek die mamma wat meer as 2 dogters het. Wie het meer as 2 dogters? Hoeveel? 3 dogters, hoeveel? 2? 3? 3? Dan hoeveel? 2. Okay, so ons het nou dogters. Hier is nou 'n klomp wat meer as 3 dogters het. Hoeveel is dit? Laat ek nou eers sien, want nou gaan julle al my chocolates vat. Moenie lag nie, nou gaan die ander nie kry nie, nou moet ek al my chocolates vir hulle gee. Ek moes 'n ander taktiek gebruik het. Okay, steek gou op 3 dogters. Wie 3 dogters? Is 1, 2, 3, 4, Kleindogters. 5. As ek het? Okay, Tannie Sofie het 'n triek gegee. Die oudste mamma met 3 dogters is wie? Wie is 50? 60? 60? 70? 70? Hoe oud is jy, Janet? Op ek op 70. Oh my suster, okay, julle 3 moet dit dan nou maar kry. Julle 3 gaan nou maar, okay, en dat ek daar nog 1. Gaan nou vir julle sê wie kry hom. Janet? Oor, nee, ag, vat hom nou maar, dis daar, klaar daar, asseblief my skat. Tannie? 75. Met 3 dogters. Nee, ek soek 3 dogters. Leen by pastore chocolate. Nee. Ja. Okay. En dan verlede jaar het ons gesê ons soek die oudste mamma. Maar nou hierdie jaar gaan ek vra, ek soek die oudste die jongste mamma, die mamma wat die jongste is, nie die in ouderdom nie, met die jongste kind, babietjie. Die nuutste babietjie. Ja, sy is nou nie hier nie. Okay, daar is Ilse, het 'n babietjie. Ilse, jy is die jongste babietjie dan nou hier. Een met die jongste babietjie. Die enigste babietjie vandag hierso. Ilse, jy kry 'n chocolate. Woehoe.
Dit gaan nie vandag vir my oor die chocolate en die oudste en die jongste nie, dit gaan vandag vir my oor, jy as vrou is kosbaar vir Jesus, net soos jy is. Of jy nou vandag hier is met 2 kinders en 5 kinders, of jy vandag hier is met geen kinders nie. Iewers is jy iemand se mamma, en weet dat die Here jou raak sien, hy ken jou hart, en hy is lief vir jou, vrou van God, net soos jy is. Nou ja, nou gaan ons staan en sing. Worship span, is julle reg? Amen. Laat ons sing. Woo! Daar's Die 'n son wat skyn Daar's 'n son wat skyn in Suid-Afrika, in Suid-Afrika. verwagting bou op, Verwagting bou op, reg oor ons land, reg oor ons land. son van geregtigheid, Son van geregtigheid, dis die seun van God, is die seun van God. hy verander ons, Hy verander ons, hy verander ons voor. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan, leefstyl weer laat blom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. Daar's 'n son wat skyn Daar's 'n son wat skyn in Suid-Afrika, in Suid-Afrika. verwagting bou op, Verwagting bou op, reg oor ons land, reg oor ons land. son van geregtigheid, Son van dis die geregtigheid, seun van God, is die seun van God. hy verander ons, Hy verander ons, hy verander ons voor. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan, leefstyl weer laat blom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, daar's 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. Gaan sien wat my Jesus kan doen. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. Daar is niks in hierdie lewe, Daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemel. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemel wat vir my meer beteken as U. Niks meer as U. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemel voor U. Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemel wat vir my meer beteken as U. Niks meer as U. Niks meer as Here, dankie dat ons as 'n vanoggend net kan sê daar is niks meer as U nie. Here, en so vir 'n oomblik wil ons net stil raak voor U en ons wil net sê ons buig in aanbidding voor U.
want vanoggend en elke dag gaan dit net oor U en U alleen. Ons prys U aanbidding. Ons prys U aanbidding. Ons prys U aanbidding. Lord
vat jy die redding en maak jy dit jou eie vanoggend. Ons redding is hier, Heilige Gees, have your way in this morning. Your way, Lord, not our way. U wil vanoggend tot eer van die heilige naam, Here. Have your way, Holy Spirit. Have your way.
Dankie Jesus. Yes, Lord. Amen. Oh Jesus, you are holy, Lord. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Amen, Jesus. Heilige Jesus. You are holy, Lord. Oh Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, ons aanbid U, Here. Ons aanbid U, Here. Oh, ons aanbid Jesus. Amen. Dankie, Here. Oh, yes. Yes, amen. Oh, yes, heilig, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons gee al die Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Ons aanbid Jesus. Oh, Jesus. Amen. 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 Oh, Jesus. Yes, Lord. Dankie, Here. We exalt you, Lord. We exalt you, Jesus. Dankie, yes, dankie, Here. Thank you, Lord. Oh, amen, Jesus. We exalt thee, Jesus. Oh, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, ons lig U naam omhoog, Here. Oh, dankie, Here. Dankie, Here, vir U Gees, Here. Dankie vir U vryheid, Here. Vader, dankie dat ons vanoggend weet, Here, alles gaan net oor U vanoggend, Here. Vader, dat geen ander program eers naby kan kom as die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Here, ons wil vanoggend, Here, wil ons net oorgee, Here. Vader, ons wil net losmaak, Here. Vader, ons wil vanoggend net voor U staan en sê, Here, hier is ons vanoggend, Here. Vader, kom werk vanoggend in en deur ons, Here. Oh, dankie, Here. U is heilig, Here. U is heilig, Here. U is heilig, Here. Oh, ons lig U naam omhoog vanoggend, Here. Dankie, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. We exalt you, Lord. We exalt you, Lord. Kabashatarabasitorobosi. Sirabashitorobosi. Kashatarabasiyetarabasiye. Oh, Jesus. We exalt you, Lord. We exalt you, Lord. Amen. Yes, Lord Jesus. Yes, amen. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Oh, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Jesus. In U naam, Here.
naam, Here. In U naam, Here. Vader, ek bid, Here, dat ons in hierdie oomblik sal weet, Here. Here, dat ons vanoggend net ons hande kan oplig, Here. Dat ons werklik net nou kan oorgee, Here. We exalt U, Lord. O, Here, maak nie saak wat gebeur het tot en met hier nie, Here. Vader, al wat nou saak maak is hierdie oomblik, Here. Vader, hierdie sekond in U teenwoordigheid, Here. Vader, wetend, Here, dat ons nou net kan oorgee, Here. Vader, dat ons voor U kan staan en net sê, Here, Vader, daar is niemand soos U nie, Here. O, Here, dankie dat U ons Alfa en ons Omega is, Here. Vader, dankie dat ons vanoggend voor U kan staan en dankie dat ons die keuse gehad het, Here, om U die begin en ons einde te maak, Here. Vader, dankie, Here, dat dit wat was van die wêreld weg is, Here. Vader, en dat ons nou, Here, in oorwinning voor U kan staan en sê, o, Here, Vader, ons lig U naam omhoog, Here, want U is heilig, Here. U is heilig, Here. O, U is heilig, Jesus. Amen, Jesus. My diensknegt draai jou oor na my toe vanoggend. Yes, Lord. Ek is jou God en ek het jou pad reeds voorberei. Weet dat toe jy in die moederskoot was, het ek reeds geweet wat jy in jou lewe vandag gaan ervaar. En ek het reeds geweet wat die uitweg sal wees. Daarom moenie draai na die wêreldse oplossings nie, maar keer jou oor na my toe, want die pad wat ek vir jou het, is groter as wat die wêreld vir jou kan bied vanoggend. My diensknegt help op wonder en vra, maar raak stil in my teenwoordigheid en weet dat ek God is wat in beheer is van jou lewe vanoggend, maar ek kan nie met jou praat as jou ore vol van die wêreld geprop is nie. So maak oop jou ore dat die Gees vanmôre met jou kan spreek, want ek het die oplossings waarna jy smag, maar jy maak nie tyd om by my die oplossings te kom hoor nie. Hoor my vanoggend, my diensknegt, ek is jou God, en ek het jou lief, en ek wil jou oplig buite hierdie omstandighede wat jy voel versmoor jou vanoggend. Maar ek vra daarom dat jy sal stil raak en my stem alleen sal hoor en volg in Jesus naam. Vader, dankie, Here. Dankie vir gehoorsaamheid vanoggend, Here. Dankie vir U woord, Here. Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan staan en weet, Here, hoekom dit so belangrik is, Here. Dat ons die geloof moet kan oordra, Here. Vader, dat ons moet in lyn wees, dat ons moet gehoorsaam wees, Here. Vader, dat U vanoggend in ons lewe kan inspreek. Vader, ons gee vanoggend oor en ons sê dankie, Here. Vader, ek bid, Here, dat U woord, wat altyd die hoogste gesag is, Here. Vader, dat U dit vanoggend sal oopbreek. Vader, nie in ons manier nie, net U soewereine wil, is wat ons bid vanoggend. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Wow. Is dit nie awesome om net sy teenwoordigheid te wees nie? Om net te weet dat daar is niemand soos hy nie. Jy weet, wanneer ons die woordjie hoor, geloof wat oorgedra word, dan is daar baie goed wat by ons kan stil staan. Daar's baie dinge wat kan skommel. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, wanneer laas was jy op 'n plek waar jy ervaar het hoe die geloof oorgedra is? Wanneer laas was jy deel van dit, dat jou geloof oorgedra is na iemand wat dit nodig het? Jy sien, ons kom so baie keer op 'n plek waar ons net
Weet jy wat, ek is hier, ek doen alles wat van my verwag word. Jy sien, die werking in die Heilige Gees het niks te doen met wat van jou verwag word nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor gereedheid. Dit gaan oor hierdie basiese beginsel, dat jy as man en vrou van God in gereedheid moet wees, om in geloof te staan. Nie in die geloof wat die wêreld ons vertel nie, maar dit wat die woord van God vir ons oopmaak. Jy sien, dis daardie geloof wat ons moet oordra. En ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil dit nie vanoggend uitrek nie, maar ek besef nou hoekom die Here hierdie spesifieke skrif vir my gegee het, want Romeine 10:17, hoor gou wat sê in die Nuwe Lewende Vertaling, gee hy dit vir ons op 'n gemaklike oop manier. Hy sê, die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. Maar ek wil vanoggend net daar stop, want jy sien, die eerste reël beteken niks as ons nie die diepte van hierdie skrif verstaan nie. Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. Jy sien, het jy hierdie boodskap wat die woord van God vir jou oopmaak? Het jy dit al aangehoor? Het jy dit al joune gemaak? Of is dit net, wow, dis 'n mooi skrif? En môre praat iemand weer van Romeine 10. Ek is seker ek het dit eers gehoor. Jy sien, wanneer jy hierdie boodskap aanhoor, wanneer jy dit joune maak, verander die diepte van die betekenis van hierdie woord. Hy gaan aan en dan sê hy, en die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus, wat handel oor wie? Oor Christus. Kom aan ouens, ek weet nie van jou nie, maar weet jy want, ons praat so vinnig oor die resultate van die rugby, en het jy hierdie gesien, en jy raak so opgewonde oor hierdie span het in die doodsnikke dit reg gekry of nie. Ons lewe ons self so in, maar ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat, as die eindfluitjie geblaas het, of jy gewen het of verloor het, jy kan niks daaromtrent doen nie. Maar jy kan alles omtrent jou geloof doen. Want ek wil vanoggend vir jou geheim vertel, die eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Ons het die voorreg om vanoggend hier in sy teenwoordigheid te sit. Ons het vanoggend die voorreg om vanoggend te kies, om te sê, Here, ek is gereed, Here, Vader, ek is reg om u boodskap aan te hoor, Vader, ek is reg, Vader, om werklik hierdie deel te maak van my lewe. Jy sien, dit is wanneer jy jou in 'n nuwe rigting invat, want Psalm 119 sê iets moois, en hy sê in die 83 vertaling van 101 af, sê hy, ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan die woord. Weereens, wat 'n fantastiese skrif. Maar het dit betekenis in jou lewe vanoggend? Want jy sien, as jy dit nog nie gedoen het nie, is jy net 'n aanhoorder van hierdie woord. Dit het nog nie deel in jou lewe nie. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Of is ons voete nog op sekere areas waar dit nie moet wees nie? En ek het dit al 'n paar keer vir julle gesê, ouens, jy kan nie, as die lyn hier is, een voet hier staan en een hier, want weet jy wat, so nou en dan gaan ek so bietjie terug op dit wat reg is. Maar weet jy, as dit lekker gaan, dan leen ek maar weer vorentoe in die wêreld ook. Jy het 'n keuse wat ek en jy moet maak. Daar's 'n keuse, daar's nie uitstel nie. Ons moet hoor, as jy gehoor het van die woord wat vanoggend uitgegaan het, sal jy besef die intensiteit van wat hierdie skrif eintlik beteken, want dit gaan hand aan hand aan die woord wat vanoggend in gehoorsaamheid gedeel is. Hoor gou 102, van u bepalings
het ek nie afgewyk nie, want U het my dit geleer. Daai U is 'n hoofletter. Waar leer ek dit? In die woord van God. Hoe leer ek dit? Deur die leiding van die Heilige Gees. Ek gaan weer vir jou sê, ons kan by die Bybel staan en ons kan skrif vir skrif lees en ons kan quoteer en ons kan deel, maar ek wil vir jou sê, die inhoud hiervan gaan niks beteken as hierdie nie lewendig word en as jy dit begin leef en as jy in gehoorsaamheid staan nie. Want dan is dit net nog 'n woord. Jy sien, jy kan nie die woord van God in daai hakkie sit nie. Ek is jammer. Jy sien, hierdie is die hoogste gesag in my lewe. Ek weet nie van jou nie. Daar's geen woord, geen belofte hoër as die belofte van die woord van God nie. Jy sien, want dit is wat ek en jy as kind van God ontvang het, die nalatenskap van Jesus Christus. Maar wat het ons nodig om te doen? Ons het nodig om dit te volg. Ons het nodig om dit te leef. Hy sê in 103, hoe aangenaam is U woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. Wanneer gaan hierdie goeters vir jou 'n probleem raak van die wêreld? As jy in die woord begin leef. Jy sien, ons kan so maklik die woord vat en ons kan so maklik na 'n plek toe gaan. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, daar's sekere goed wat ons net moet besef. Want tot en met ons daardie aksie geneem het, gaan niks verander nie. Hoor gou wat sê Galasiërs 5:25, hy sê, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Is dit wat op die oomblik in ons lewens aan die gang is? Want jy sien, is so maklik om 'n geestelike lewe voor te hou. Dis 'n ander ding om dit te leef. En ek gaan dit weer sê, ons is 2019, is ons eers beroep in hierdie gemeente. 2017, gee die Here vir my in die Kaap by 'n konferensie waar ons is, gee hy met die pertinente woord. Ek gaan jou na 'n plek toe vat en dit moet 'n leefstyl setup wees. Want jy sien, die uitdaging in 2017 alreeds was dat ons nie meer 'n leefstyl van Jesus najaag nie. Jy sien, dit raak lekker om net deel te wees, om hierdie bord te hê en te sê, ek is deel van daardie instansie. Is jy deel of is jy deel? Jy sien, daar's 'n verskil om 'n naam aan te hang en te sê, ek is deel van hulle, maar ek is glad nie aktief nie, dan is jy nie deel nie. Jy sien, as jy nie aktief is in Jesus nie, is jy nie deel van hom nie. Gaan lees 'n bietjie Romeine. As die vlees nie oorgegaan het na die Gees nie, is Christus nie in jou nie. Maar jy sien, vandag wil ons net alles hoor wat mooi is. Ek wil net hoor, ek is op die regte pad. En wat staan liedjie? Ek is op pad hemel toe. Ek wil vandag vir jou geheim vertel, as jy nie 'n verhouding met God het nie, is jy nie op pad hemel toe nie. Daar's net 'n reg en 'n verkeerd. Daar's net 'n ja en 'n nee. Daar's nie 'n stay-over nie. Daar's nie tyd om eers jou gedagtes in plek te kry nie. Dis nou die tyd. Jy sien, dis nou die tyd om te sê, Here, ek het U nodig. Ek het nodig om volgens die beloftes van U woord te leef, sodat ons wat kan ervaar. Hoor gou vers 105, hy sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. U woord. Here, U woord is die lamp wat my die weg wys. Ek wil vanoggend vir jou vra, is dit wat jy ervaar in jou lewe? Ervaar jy die lamp op jou pad? Ervaar jy die lig waar jy gaan? Of voel dit vir jou of jy elke nou en dan die flitsie moet uithaal, want jy's onseker van waar jy is? Ouens, ek en jy het nodig om vanoggend
groot besluite te neem voordat ons uitstap. Ek en jy het nodig om vanoggend te weet, ons het nodig om die oortuiging van die Heilige Gees te hê. Nie die oortuiging van jou vrou of jou man nie. Nie die ou wat agter jou sit, weet jy wat, jy doen dit vir my, jy sing so mooi, jy doen al hierdie mooi goed. Ek wil vir jou vandag sê, daar's mense wat mooi goed doen, wat geen verhouding met God het nie. Want ons het gewoond geraak om tot die kerk na te boots. Jy sien, dis wat die wêreld ons geleer het. Ons het so goed geraak om in die wêreld 'n verkleermannetjie te word, dat ons nou in die huis van die Here kom en uit skuld uit, ek gaan alles doen wat ek moet doen, sodat niemand vra nie. Ek wil vandag vir jou sê, niemand is veronderstel om enige vrae te vra nie. Maar God gaan. As jy die Gees van God in jou lewe het, gaan hy vir jou vra, waar is jy? Hy gaan jou bewus maak van die dinge wat nie in plek is nie. Ons het nie uitstel nie. Ons is 'n week weg van Hemelvaart af, dan nog 'n week verder van Pinkster af. En ek raak baie keer so half, wat's nou die regte woord? Hy vrou maak haar oor so. Ek raak so 'n bietjie opgewerk om te dink, dat Pinksterkerke te bang is vir die Heilige Gees. Dat Pinksterkerke nou soveel strukture het, dat ons nie eers meer in tale mag bid nie. Dat Pinksterkerke skaam geword het vir die werking van die Gees. Want die program is so belangrik. As dit 9:00 begin, wil ek 10:00 uitloop. Ek wil vanoggend vir jou vra, wat gaan jy doen as jy in die hemel kom? Daar's nie 'n tyd nie. Nee, jy sien, van begin tot einde gaan ons hom loof en prys. Ouens, ek wil vir jou sê, ons het die geleentheid, weet jy wat doen ons? Ons begin voorbereiding doen om saam te aanbid. Ons begin voorbereiding doen om in eenheid te kom. Ons begin voorberei om in te pas, want anders wil ek vir jou sê, gaan jy dit dalk nie maak nie. Romeine 1:16 sê, ons moet nie skaam wees vir die evangelie van Christus nie. Weet jy wat maak my skaam? Dat kinders van die Here nie eers meer die vrymoedigheid het om sommer net vir iemand te bid nie. Wanneer iemand op jou pad kom en die Here wys, jy moet gaan stil staan, jou hand op Frans sit en vir hom bid. Ja, dit is nie nou die tyd nie. Ek's nou nie mal. So what? Jy sien, die oomblik wat jy besluit om nie gehoorsaam te wees nie, is daar in daai split oomblik wat iets kan gebeur en dan is daai bloed op jou hande. Is ek en jy gereed daarvoor? Is ons gereed om voor God te staan en te sê, Here, U het met my gepraat, maar ek het gekies om nie te luister nie? Of is ons op die plek om te sê, Here, ek wil doen wat Galasiërs 5:25 sê. Ek wil nie net die Gees van God ervaar nie, maar ek wil wandel in die Gees. Vader, ek wil die Gees oordra, waar ook al ek gaan. Het ons uitdagings in elke dag? Kom aan ouens, natuurlik, ons lewe in 'n sondige natuur, daar gaan uitdagings wees, maar jy sien dit is hoe jy deur dit gaan. Het julle vergeet wat's die skrif van hierdie gemeente? Romeine 8:31, as God vir jou is, sê die nuwe vertaling, wie sal waag? Nou ek wil gou vir jou sê, as 'n jong seun, nog in die laerskool, in die hoërskool het hulle ons nie meer geïntimideer nie, want toe was dit net, ek sal maar eerder die pak vat. Maar in die laerskool, as hy daai rotting uitgehaal het, hy jou geïntimideer. Ons het 'n meneer gehad, sy bynaam was Perd, en ek dink julle weet hoekom dit Perd was, want sy hou was erger as 'n skop. As daai man sy lat optel, is dit net ja meneer. Ons was vreesbevange as hy gepraat het. So jy het net alles gehoorsaam.
As 'n mensvrees in jou sit, wil ek vir jou sê, miskien het jy nodig om die Bybel te gaan bestudeer. Ons aanbid 'n God wat nie nonsens vat nie. Jy sien, ons bly net met hierdie mooi kant. Ek wil vir jou sê, hy is 'n God van liefde. Maar ek is lief vir my kinders, maar dit beteken nie, ek vat hulle nonsens nie. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Wanneer gaan die Here vir jou sê, genoeg is genoeg? Ek wil vanoggend vir jou sê, terwyl ek daai skrif gelees het, het ek net gesê, Here, Vader, ek wil nie 'n oomblik verder waag nie. Vader, is daar iets in my lewe wat nie in plek is nie? Hoekom is hierdie woord so intens? Hoekom staan dit uit? Jy sien, die woord begin altyd by jou. Nie by die ou wat jy dit voorgee nie. Ek weet jy moet dit vanoggend verstaan. En ek het dit al baie keer hier gesê. As ek 'n woord kry en sê ek, Here, ek moet duidelik iets eers by myself doen. En dis waarom, en ek sê dit asseblief, ek sê dit met baie versigtigheid. Wees versigtig dat jy op 'n plek kom waar jy dink jy's humble. Want dan weet jy was nog nie humble nie. Jy sien, humbleness gebeur wanneer jy nie bewus is van wat God besig is om te doen nie. Want God se gees maak ons humble. Ons kan 'n baie mooi vroom gesiggie hê, en ons kan saggies praat, en ons kan dink dat dit al die boksies steek. Ek wil vir jou sê, jy kan hoe humble wees, maar dit kan baie anderste uitkom as wat jy dink. En ek het een ding vroeg in my lewe ervaar. Ek het net gesê, Here, Vader, U sê dat ons na U toe moet kom in sagmoedigheid en nederigheid. Vader, en al wanneer ek dit ervaar is wanneer ek geen beheer het nie. Ek ervaar dit net as die Gees so intens oor my vat, dat ek na die tyd half bekommerd is, want ek weet nie wat op daai oomblik reg gebeur het nie. Maar jy sien, as jy jou oë oopmaak en jy ervaar, die Gees is besig om te weeg, dankie Here. Want jy sien, dis wat Johannes 3:30 sê, minder van my, meer van hom. Is daar meer van hom in jou? Ervaar jy die meerderheid van die Heilige Gees vanoggend teenwoordig in jou lewe? Of is jy maar net waar jy was? Mag ek vra, wie het hierdie week 'n moeilike week gehad? Ons wees eerlik. En tog, ek wil julle net bietjie goeie nuus gee. Hier is julle. Toe ons dalk vir 'n oomblik gedink het, Here, kan nie meer nie, het hy jou deurgedra. Kom aan, onthou julle daai ou liedjie, hy het my deurgedra. Jesus het my deurgedra. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek baie keer terugdink, want wanneer ek in dit is, ervaar ek dit nie altyd so, soos wanneer ek deur dit is nie. Wanneer ek deurgaan en ek besef, hoe hy my gedra het, hoe hy my deur die omstandighede gevat het, hoe hy my op die oomblik toe ek gedink het, ek kan nie meer nie, het hy my deurgedra. Ouens, ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil hiermee afsluit. Ek wil graag hê dat jy vanoggend sal weet, maak nie saak hoe intens dinge gaan nie. Maak nie saak hoe moeilik die week was nie. Maak nie saak hoe erg jou omstandighede is nie. Die God wat ek aanbid, kan elke minus 'n plus maak. Die goed wat ons nie verstaan nie, kan hy net vir ons duidelik maak. Daai aanslag wat eers hier om die hoeke gestaan het, jy sien, hy sê, wat in die duisternis is, sal hy in die lig bring. Ek glo, vandat ek die Here aangeneem het, glo ek in daai skrif, en ek het 'n geestelike maat in die kaffie, as ek en sy begin, dan sê sy, onthou, wat in die duisternis, sê ek, dan nie, ek stem saam, en dan begin ons bid, en sê ons net, Here, Vader, dat U die omstandighede sal verander, want jy sien, partykeer wil jy weet, en as jy weet, wat gaan jy dan doen? Dan raak dit moeilik.
Want nou moet jy jou giant face. En dis waarom ons vandag vra, Here, gee ons 'n Dawid se hart. Ouens, as jy op Dinsdae nie is nie, mis jy uit. As ek by die bord kom, ek sê nou vir Chantal, ek raak so gefrustreerd as ek dit gemis het, want dan kyk ek op die bord en ek weet, ek het nie die detail van dit saam nie. Jy sien, jy kan iets aflees en dit kan, wow. Maar wanneer jy dit oopmaak, verander dit. Dis hoe die woord werk. Laat toe vanoggend dat die woord van God iets in jou oopmaak. Laat toe dat God die Vader weer 'n Dawids hart in jou wakker maak. Laat toe dat jy in gereedheid staan en sê, Here, Vader, ek is nie bang nie, want U sê U is vir my. Ouens, kom aan. Omstandighede kan jou net onderkry as jy dit toelaat. En jy kan nou vir my sê, is maklik gesê, whatever. Elkeen van ons het ons eie pad. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan so kruis hê, of jy kan so klein kruis hê. Daar's nie 'n verskil in die uitdaging nie. Want jy sien, hierdie kleintjie kan vir my voel of hy so groot is. Maar God kan daai grootte laat voel asof hy so klein is. Kom ons sluit ons oë. Vader, terwyl ons vanoggend net in die teenwoordigheid wil bly, Here. Vader, is my gebed vanoggend, Here. Vader, dat ons sal weet dat die uitdagings waarop was, net tydelik is. Vader, ons weier om die aanslag deel te maak van ons hede. Ek bid soos ons vandag in U teenwoordigheid is, Here, dat ons die oorwinning kan proe, Here. Vader, dat ons vanoggend ervaar hoe U ons net weer heel maak. O, Here, ek bid, Here, dat U hierdie huis geheel en al, Vader, sal skoon was van hoek tot hoek. Here, dat niks wat ons, die eie ek, inhou, sal oorbly nie, Here. Ek bid, Here, dat U Heilige Gees sal bepaal wat hier moet gebeur. Here, want U is die Vader van hierdie huis, Here. Niemand anderste het seggenskap behalwe U nie. En ek bid vanoggend dat U soewereine wil in ons lewens, in ons omstandighede sal geskied, Here. Ek bid, Here, dat U 'n nuwe ywer in ons wakker maak, Here, dat die honger sal vergroot om werklik op die plek te kom waar ons sê, ek wil wees soos Jesus, ek wil leef soos Jesus, ek wil lief hê soos Jesus, ek wil kyk soos Jesus, ek wil hoor soos Jesus, ek wil proe soos Jesus. Here, vanoggend vra ek, Here, dat U stil staan, Here. Elke man, vrou en kind, Here. Ek sê dankie, Here, vir ons kinderkerk, Here, vir al ons kinders. Ek sê dankie vir ons jeug. Ek sê dankie vir ons gemeente, Here. Ek sê dankie, Here, dat U vanoggend ons hart sal oopmaak, dat ons nie 'n gemeente visie het nie, maar 'n gemeenskap visie het, Here. Want dit is wat U woord vir ons sê, gaan uit, maak disippels. Nie bly waar jy is nie. Vader, dat U ons sal aktiveer om hulle in te bring wat U nie ken nie, wat nie verhouding het nie, Here, wat genesing nodig het, Here. Vader, dis ons uitroep vanoggend. Gebruik ons, Here. Gebruik ons, Here. Vader, help ons dat ons vanoggend kan opstaan, Here, en daai proklamasie maak en sê, Here, ek weet dat as U vir my is, wie kan teen my wees, Here? Vader, dat ons die honger sal hê om weer te veg in die Gees, Here. Vader, ek bid, Here, vir geestelike fiksheid. Vader, dat ons nie net sal begin en handdoek ingooi nie.
O nee, Here. Alles gaan oor U, Here. Ek bid vanoggend, Here, U vrede en U seën oor hierdie huis. Ek bid, Vader, vir radikale deurbrake, Here. Vader, vir dit wat dalk nie hier plaasvind nie, maar dalk by die huis plaasvind, Here. Dat U deur ons werk na ons kinders, se kinders toe, Here. Vader, want dit is tog wat die seën vir ons beteken. Dat dit nie sal stil staan net by ons nie, maar deur elke geslag, Here. Vader, gebruik ons. Vader, ek sê dankie vir die voorreg om net vanoggend in gehoorsaamheid U kan staan. Vader, ons gee nou oor. Vader, ek bid, Here, en ek ervaar in my gees dat jy vanoggend hier is en jy stikkend. En jy wil handdoek ingooi want jy dink, ek het alles gedoen wat ek dink ek moet doen. Hoekom loop alles verkeerd? Hoekom bly ek seer kry? Hoekom word ek verneder? Ek wil vanoggend vir jou sê dat dit net 'n keuse is. Ek wil vanoggend vir jou sê dat God wil jou vanoggend optel. Hy wil jou herstel. Hy wil vir jou 'n nuwe plan gee. Hy wil vir jou 'n nuwe toekoms oopmaak. Maar hy wag vir jou. Hy wag vir jou gehoorsaamheid. Hy wag dat jy vanoggend in gehoorsaamheid kan oordra en hy sê, Here, ek is reg. Ek sal nie meer staan en wonder en myself jammer kry nie. Ek vat oorwinning in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid dit nou oor daai persoon, Here. Ek bid, Vader, dat sy sal weet, Here, dat die plan wat U het, is 'n plan van voorspoed. En ons kom teen die teëspoed wat gekom het tot hier. Maar dit stop vandag. In die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.